Welkom by hierdie opwindende reis waar ons vir die volgende paar weke gaan saam kuier rondom God se koninkryk en hoe hy sy teenwoordigheid op aarde wil uitbrei. Ons gaan ook praat oor hoe uniek God jou gemaak het en waar jy in sy plan inpas en in sy koninkryk inpas. Nou ek wil jou aanmoedig ook om gebruik te maak van jou daaglikse joernaal wat ons vir jou gegee het vir die volgende 5 weke, om te ontdek watse areas jy kan ingroei en in die volgende seisoen nuwe goed kan ontdek. Nou vandag praat ons oor die konsep van die 4 hoofstuk evangelie. En nou wanneer ons oor die voltooide werk van Christus praat, moet ons die belangrikheid van hierdie stelling verstaan. Nou, hierdie stelling sê die volgende: Christus het alles gedoen, volkome, en wat hy gedoen het is finaal. Die vraag is, wat het hy gedoen? En tot watter mate het hy dit gedoen? Wat beteken Jesus se stelling, dit is volbring, toe hy op die kruis gehang het? Ons moet eintlik hierdie vraag kan beantwoord met 'n duidelike begrip van die evangelie. Maar ons neem partykeer aan dat ons die evangelie verstaan. Ons probleem is, ons verstaan dit partykeer in 'n 3 hoofstuk storie. Kyk of hierdie miskien bekend is. Hoofstuk 1, sonde het die wêreld binne ingekom. Hoofstuk 2, aan die kruis het Jesus Christus vir ons sonde gesterf. En hoofstuk 3, as gevolg van sy vergifnis het ons nou verlossing sodat ons hemel toe kan gaan. Klink dit reg? Ja, maar kan ek jou vra, is daar nie meer aan die lewe as net om altyd terug te hardloop na Jesus toe vir vergifnis, sodat ons plekkie in die hemel kan verseker nie? Kan daar nie meer wees nie? Kan daar miskien meer aan die evangelie wees as net hierdie 3 hoofstukke? Kom ons gaan saam deur die storie van die evangelie en kom ons kyk of daar miskien iets nuuts is om te ontdek. So kom ons begin dan by hoofstuk 1, die skepping. En ons tel dit op in Genesis 1 vers 26. God sê toe, laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem, om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het hy hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle toe geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermenigvuldig en vul die aarde. Dan sien ons in vers 31, God het na sy handewerk gekyk en dit was baie goed. Ons sien selfs in Genesis 1 vers 1 tot 25 dat daar is 'n God en dat hierdie God alles geskep het. En elke keer dat hy iets geskep het, sê hy, dit is goed. Dus van die grondlegging van die aarde tot by die fyn besonderhede van die bestaan van elke klein ding en in die skepping, leer ons dat alles goed is. God het die aarde en die mens geskep en gesê, dit is baie goed. Daarna maak God die mens om oor sy skepping wat goed is te heers. Ek en jy, die mens, kry die verantwoordelikheid om beheer te neem oor wat God gemaak het, om daaroor te heers en dit te bewerk. Ons het die verantwoordelikheid ontvang om te sorg vir dit wat goed is. Die skepping en alles daarin is goed. En God het ons geseën. Beteken dat ons is alles gegee wat ons nodig het om dit moontlik te maak om die aarde te heers en te bewerk. Jy sien, die hoofrede hoekom God besluit het by ons om dit te doen is omdat en ons die verantwoordelikheid kry en gegee was, is omdat ons God se beeld en sy gelykenis dra en omdat hy besluit het ons sal hom openbaar aan die aarde en sy wil uitvoer op aarde. So ons is sy verteenwoordiger op aarde. Nou, hoofstuk 2, die val. Ons weet eintlik maar almal wat daar gebeur het. Daar
gebeur 'n val van die mens. Die mens word versoek en sondig teen die wil van God. Nie deur eintlik om 'n vrug te eet nie, maar deur te vergeet hoe God die mens geskep het. Die Adam het eintlik vergeet hoe hy gemaak is en wat sy doel is op aarde. Jy sien, ons moet die kwessie van die eet van die vrug verstaan. Die vyand het Adam en Eva 'n manier aangebied om soos God te word en eintlik goed en kwaad te ken. Nou, hoeveel keer het dit al in jou lewe miskien gebeur? Miskien het jy al vir jouself hierdie gesê of gedink dat jy jou eie God wil wees of jy wil uit jou eie krag uitleef. Miskien het jy al hierdie gedagte gehad of een van hierdie gedagtes gehad. Ek het besluit dat dit is wat ek wil doen. Dit is wie ek is. Ek is in beheer van my eie lewe. As ek dit wil hê, sal ek dit kry. Niemand sê vir my wat om te doen nie. Niemand sê vir my wie ek is nie. Ek wonder of dit al ooit gebeur het of in jou gedagtes gekom het, maar laat ek jou dit vra, as dit al gebeur het, hoe het dit al tot dusver vir jou uitgewerk? Hoeveel keer het jy al miskien skuldgevoelens gehad oor wie jy is of wie jy geword het in die lewe? Hoeveel keer het jy miskien al skaam gevoel oor die dinge wat jy in die verlede selfs gedoen het? Het jy al ooit miskien by hierdie eerlike vraag gekom en aan jouself hierdie vraag gevra, waarom sukkel ek met hierdie goed? Romeine 5 vers 12 verduidelik Paulus eintlik vir ons waar dit vandaan kom. Daarom soos die sonde deur een mens in die wêreld gekom het en die dood deur die sonde, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Adam se aksie om die vrug te neem, die opsie te neem om sy eie God te wil wees, het 'n vloek oor alle mense gebring en dit het ook 'n uitwerking op die hele aarde, die hele skepping gehad. Jy sien, ons fokus baie op die verwydering wat daar tussen God en die mens gekom het met die val, maar wanneer ons na die val verwys, sien ons ook dat dit nie net 'n afstand tussen God en die mens gebring het nie, maar die aarde het ook in 'n toestand van verval gekom. Ons sien in Genesis 3 vers 17 dat daar deur die mens se aksie die aarde ook vervloek is. En omdat die mens nie meer saam met God op aarde regeer het nie, maar vanuit homself uit probeer regeer het die aarde in 'n toestand van verval ingegaan. Ons sien die verval van die aarde in vandag se tyd en die gebrek aan koninkryksbeginsels in ons samelewing. Nou, gelukkig, want hierdie is net doom and gloom, maar gelukkig was daar 'n verlossingsplan in plek. Dit bring ons by hoofstuk 3, die kruis. Nou, hoofstuk 3 is hierdie ongelooflike toneelstuk van Jesus. Die 3de hoofstuk gaan alles oor God se verlossingsplan vir ons lewens. En as gevolg van een rede, en die rede is dat hy vir ons lief is. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê die volgende: God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die menswêreld toe gestuur om in die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom verlos kan word. Ek sien Jesus is gestuur om aan die kruis te sterf sodat ons nie met hierdie skuld of skaamte hoef te lewe nie. Jesus het vir ons vergifnis gebring en het gekom om vir ons persoonlike verlossing te gee. Maar in dit partykeer wens ons dikwels dat God ons net onmiddellik hemel toe moet neem nadat hy ons vergewe het. Want tog is dit so moeilik om heilig te lewe hier op aarde. Maar ons weet natuurlik dat God nie dit doen nie. Het jy ooit miskien vir jouself dan die vraag gevra, hoekom doen God dit nie? Jy sien, ek dink God het Jesus nie net gestuur om ons te vergewe, maar hy het Jesus gestuur om iets selfs groter te doen, om vir ons 'n herstelde lewe te gee op aarde. Ons moet verstaan dat ons in Christus Jesus is ons nie meer sondaars nie. Ons is nie meer onderworpe aan die invloed van Adam se sonde en die vloek nie.
Ons is nou regverdig gemaak deur Jesus se daad aan die kruis. So dit beteken ek en jy, ons is nie meer slawe aan sonde nie. Ons is nie meer genoem sondaar nie, maar ons is eintlik herstel na die beeld en gelykenis van God op aarde. Dit bring ons nou eintlik na hoofstuk 4 toe. Die herstelde skepping. God het ons nie net gered om ons hemel toe te neem nie. God het ons gered sodat ons 'n herstelde lewe kan lei en ook 'n rol kan speel in sy herstelplan vir die hele skepping. Romeine 6 leer ons dat ons ingesluit is in Jesus se dood, sy begrafnis, sy opstanding en hemelvaart. Dus ons is die verteenwoordigers, die mede-erfgename, die ambassadeurs van God op aarde, regverdig gemaak deur Jesus en ons is nie meer onder die vloek wat Adam in hierdie wêreld ingebring het nie. Is dit nie ongelooflike goeie nuus nie? Kyk hoe beskryf Paulus dit in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Hy sê die seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. Omdat God alles deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op aarde. Die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is. Alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles en in hom word alles saamgebring. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die seun is die begin. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die seun te woon en om deur hom alles met hom self te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ja, aan die begin het ons geleer, nadat God alles geskep het, het God gesê, alles is baie goed. Die vloek het skade aan die skepping gebring, maar Jesus het ons nie net met homself versoen, sodat ons hemel toe kan gaan nie. Hy het alles versoen. Dit sluit in die skepping, die aarde waar ons op is. God se oorspronklike plan en ontwerp vir alle dinge is steeds dieselfde. In Jesus Christus het ons steeds die verantwoordelikheid om hierdie boodskap van versoening na die wêreld toe te bring. Wanneer ons verstaan wie ons werklik is en weet waarom ons werklik op aarde is, val ons nie meer vir die versoekings van die wêreld nie, want dit dien ons nie en dit dien nie ons roeping nie. Jesus bid hierdie stuk net voordat hy gekruisig word in Johannes 17 vers 15 tot 18. Hy sê, ek vra nie dat u hulle uit die wêreld verwyder nie, maar dat u hulle van die kwaad moet bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek ook nie aan die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Net soos u my na die wêreld toegestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toegestuur. Jesus se gebed is dat ons in die wêreld ingestuur moet word en nie daaruit moet weggeneem word nie. Ons word geroep om die aarde te onderwerp, die verteenwoordigers van God op aarde te wees en om herstel te bring waar daar gebrokenheid is. Wanneer ons besef dat God ons nie net gered het nie, maar alle dinge versoen het, kan ons vanuit 'n plek van oorwinning in Christus Jesus leef. My vraag aan jou is, hoe sal dit lyk as God se wil en sy manier gestalte kry binne gesinne? Hoe sal dit lyk as God se koninkryksbeginsels in jou werksplek uitgeleef word? Hoe sal dit lyk as 'n weermag opstaan en God se teenwoordigheid na alle omgewings van die samelewing toe bring?
Dit sal ongelooflik wees. Ek wil julle aanmoedig as 'n groep om hierdie vrae te bespreek met mekaar en geniet die tyd saam.